Genesis 15, Abraham avonture, moeg geploeg of moedeloos gewag vir God. Ons is op reis saam met Abraham en kry so 'n paar kykies in sy ops en afs in sy lewe, wanneer ons die boek Genesis lees. Ons het gelees van sy roeping en dan sy gehoorsaamheid om te gaan na waar die Here hom ook al lei. Ons het gesien hoe hy die hef in eie hande neem ter in sy hongersnood en gedink het dat die gras groener is in Egipte, maar uiteindelik sou lei tot sy publieke vernedering. Ons het gesien hoe sy baie skatte en welvaart wat hy in Egipte bymekaar gemaak het, teruggekom het en hom gebyt het, sodat hy en Lot uiteindelik uitmekaar is. Ons het gelees van die eerste oorlog in die Bybel, toe Lot weggevoer is uit Sodom, gevolg deur Abraham se reddingspoging. Genesis 15 mag dalk onbekend voel vir die meeste van ons, maar is dalk een van die belangrikste hoofstukke in die hele Bybel. Hier vind ons die verbond of ooreenkoms wat die Here met Abraham gesluit het. Honderde jare later sou die skrywer van die Nuwe Testament ook terugkyk na hierdie verbond as die basis van die Christelike evangelie. Omdat die woord Genesis die begin beteken, is ons nie verbaas om verskeie dinge te kom vir die heel eerste keer in hierdie hoofstuk nie. Vir die eerste keer word die frase, die woord van die Here het gekom, gebruik. Dit word meer as 100 keer in die Ou Testament gebruik, die woord van die Here het gekom. Dit is ook die eerste keer dat God sê, moenie vrees nie. Dit is ook die eerste keer dat God 'n skild genoem word. In die psalms word dit dikwels gebruik om God se beskerming van sy volk mee aan te dui. Dit is ook die eerste keer dat ons lees van iemand wat in die Here geglo het. Die Nuwe Testament gebruik die woord gelowige as 'n sinoniem vir 'n Christen. Genesis 15. Na hierdie dinge die woord van die Here tot Abraham gekom en gesig en gesê, vrees nie, Abraham, ek is vir jou 'n skild en jou loon is baie groot. Ander vertaling, na ruk het die Here in 'n gesig na Abraham toe gekom. Hy het vir hom gesê, moenie bang wees nie, Abraham. Ek is naby jou en ek pas jou op. Ek sal jou nog baie dinge gee. God se woord aan Abraham klink so bietjie half vreemderig. Moenie vrees nie. Wat op aarde het Abraham dan gehad om te vrees? Hy kon dalk vrees dat die 4 konings van Mesopotamië wat hy pas verslaan het, sal wil weer wraak neem. En nadat Abraham hulle tot noord van Damaskus verjaag het, het hulle nou hulle wonde gelek en kon Abraham dalk 'n teenaanval verwag. Mense het nie so maklik vergewe en vergeet in daardie dae nie, net soos vandag. Maar Abraham se grootste vrees het waarskynlik verband gehou met God se belofte om vir hom 'n seun te gee. Die jare het nou verbygespoed, hy het al ouer geword en nog steeds was hy alleen. Abraham het 25 jaar gewag vandat hy die belofte van God van 'n nageslag ontvang het, totdat hy uiteindelik 'n seun kon vashou. Abraham was nou sterk op pad na 100 jaar oud, maar het nog geen teken van 'n nageslag gesien nie. Lot was soos 'n aangenome seun vir hom, 'n neefie, sy broer se kind, maar Lot het deur aan die ander kant in Sodom gewoon, as 'n volgroeide man met sy eie gesin. Hy was nie die seun van die belofte nie. Baie jare van tevore het die Here beloof dat Abraham se nasate so baie sou wees, soos die stof van die aarde. Abraham kyk so na sy eie lewe, en hy sien geen nasate nie. Dis nou 'n goeie 10 jaar later, en Abraham is al 85, sy vrou Sarah is in elk geval ver verby die ouderdom om kinders te kan hê. En selfs al het Abraham onlangs 'n groot oorwinning behaal oor die 4 konings waarin hy sy neefie Lot gered het, kon niks sy begeerte na 'n seun ewenaar nie. Net hulle wat deur 'n soortgelyke belewenis gegaan het, sal kan simpatiseer met Abraham en Sarah. Daar is geen hartseer gemis so groot, soos om kinders te wil hê, maar nie in staat was om hulle te kry nie. Selfs in hierdie dae van moderne medisyne en gevorderde tegnologie, is daar baie paartjies wat jare wag vir 'n baba, allerlei behandelings deurgaan. Dan is daar paartjies wat vir altyd wag, en dan kinderloos sterwe. Het God sy belofte aan Abraham vergeet? Ek dink Abraham se grootste vrees kom uit die feit dat God glad nie haastig was om vir hulle 'n seun te gee nie. Hoeveel langer moet hy dan nog wag? Hoekom is daar 'n vertraging? Het God van plan verander en nie vir Abraham daarvan vertel nie? Was daar een of ander probleem wat hy nie van geweet het nie? Was dit dalk sonde wat maak dat hy nie 'n seun kon kry nie? Was daar dalk iets tussen Abraham en Sarah wat nie vir God behaag het nie? Hoekom was Sarah se moederskoot nog steeds gesluit?
Sy was kinderloos, terwyl almal rondom haar kinders gehad het. As God 'n nageslag beloof het, hoekom vat dit dan so lank om vervul te word? Moet hulle dalk maar oorgaan na plan B? Dalk was jy ook al daar. Hoekom het die Here nie my gebede beantwoord vir my huwelik of my familie nie? Ek het dan so gebid dat my kinders in die paaie van die Here moet loop, maar dit lyk of hulle net al verder afdwaal. Ek het dan so gebid dat my ma nie moet sterf nie en toe gaan sy dood. Ek het so gebid vir 'n uitkoms met my skuld en finansies, maar dit lyk my nie God het dit gehoor nie. Ek het dan so hard geglo en die Here vertrou, maar nou glip die jare verby sonder dat ek enige resultate sien. God het presies geweet wat sy dienaar Abraham gedink en gevoel het. Al hierdie vrae deur Abraham se kop gemaal. God het egter presies geweet wat in Abraham se kop aangaan. Hy het die twyfel gesien, hy het die vrees verstaan. Nou gryp God in deur vir Abraham te bemoedig op sy laagtepunt dat alles reg sal uitwerk. Die tyd vir kinders om gebore te word is nog nie daar nie, maar dis nou nie meer ver nie. Abraham was so moedeloos oor sy kinderloosheid dat hy gesê het, ag Here, wat help u geskenke as ek nie kinders het nie? Eliezer wat uit Damaskus kom, die een wat vir my werk, hy sal nog eendag al my goed erf. U het my nie 'n kind gegee nie, Here, en daarom sal een van my werkers nog al my besittings kry. En die Here het toe vir Abraham gesê, nee, dit sal nie gebeur nie, Eliezer sal niks van jou erf nie. Jou eie kind sal eendag alles kry. Die Here het Abraham buitentoe geneem en gesê, hy moet opkyk. Probeer 'n bietjie al die sterre tel, het hy gesê. Abraham kon nie, en die Here het gesê, jou nageslag sal nog eendag net so baie soos hierdie sterre word. Genesis 15 bevat twee beloftes wat God vir Abraham gee. Die eerste is die belofte van 'n seun, en die tweede het te doen met die land Kanaan. Vanuit hierdie twee beloftes leer ons groot waarhede oor hoe God ons diepste vrese of moedeloosheid beantwoord. Die eerste belofte van God was dat hy 'n seun vanuit sy eie liggaam sou kry. Dit sou nie 'n aangenome seun of 'n slaaf wees nie. En daar is seker ten minste 4 redes hoekom Abraham begin twyfel het aan God se belofte vir 'n seun. Eerstens was hy te oud. Te veel jare het nou al verbygegaan sedert die belofte gemaak is, en daar is nie 'n pinkvoet in sy tent nie. En niks soos hierdie ding het al ooit voorheen gebeur met 'n ou man nie. Sara het ook al getwyfel aan God se belofte. As jy so daaraan dink, het hulle geen rede oorgehad om te glo nie, behalwe dat God 'n belofte gemaak het. Die vraag was nou eenvoudig. Sal God se belofte genoeg wees vir Abraham? Om daardie onuitgespreekte vraag te antwoord, verklaar God, ek sal jou skild wees. Ek dink nie ons moet dink aan 'n klein skild wat net die bors beskerm nie, maar 'n groot skild wat strek van kop tot tone en elke deel van die soldaat se liggaam beskerm. So 'n skild het volledige beskerming gebied teenoor elke aanval vanaf die vyand. Om God ons skild te noem beteken dat hy die een is wat ons beskerm in die tye van ons twyfel. Hy is ook die een wat ons sal red in tye van gevaar. 'n Man vertel van hoe sy seun en sy vriende eendag sy kar geleen het. Op pad terug huis toe het hy beheer verloor, oor die sypaadjie geswenk, amper huis getref, deur 'n heining gebars en toe 'n boom getref teen 'n hoëspoed. Die kar is afgeskryf. Al 4 die insittendes het in die hospitaal beland. Die dokters het hom vertel dat dit 'n wonderwerk was dat enigeen lewendig weggeloop het van daardie ongeluk. Die kar het die boom reg op die middel van die buffer getref. As dit 'n paar sentimeter hierdie kant toe of daai kant toe was, het hulle 'n begrafnis bygewoon, nie in 'n hospitaal gesit nie. Die man sê, ek kan nie verklaar wat daardie nag gebeur het nie, of hoekom my seun en sy vriende 'n gewisse dood gespaar is nie. Dalk was dit 'n engel wat betrokke was, en die Here was soos 'n skild rondom my kinders. Hy het hulle beskerm selfs in die donkerte. Iemand het eendag geskryf, a Christian is immortal till his work on earth is done. Jy gaan aanhou lewe totdat jou werk op aarde afgehandel is. Dit beteken dat niks jou kan seermaak sonder God se toestemming nie. Nie kanker nie, nie AIDS nie, nie bankrotskappe nie, nie 'n rooftog nie, nie 'n verlies aan 'n werk nie, nie 'n tragiese ongeluk nie, nie die dood van 'n kind nie. Nie 1000 ander hartseer dinge wat die kinders van God kan tref nie. Ons is nie immuun teen hartseer en pyn nie. Wat gebeur met ander, gebeur ook met ons. Die verskil is egter dit. Ons weet dat God ons beskerm van skade en seer kry, sodat niks ons kan aanraak wat nie eers deur sy hande van liefde gefilter is nie.
Ons hartseer is anders as die hartseer van die wêreld, omdat ons hoop in God het. Daardie wete maak nie dat ons minder huil of swaar kry nie, maar dit vorm die fondasie van ons geloof, sodat ons nie hartseer beleef soos mense wat geen hoop het nie. Ons hartseer is verskillend van die wêreldse hartseer, omdat ons hoop het in God. God herinner nie net vir Abraham aan sy getrouheid nie, maar hy beloof weer 'n keer dat daar nasate sou wees, meer as wat hy sal kan tel. Hierdie keer laat hy Abraham opkyk na die sterre. En daarop lei hy hom uit na buite met die woorde, kyk nou op na die hemel en tel die sterre as jy hulle kan tel. En hy sê vir hom, so sal jou nageslag wees. Daar word gesê dat jy glo omtrent 8000 sterre kan sien op 'n helder nag in die Midde-Ooste met die blote oog. Die sterrekundiges vertel dat hulle meer as 30.000 sterre al so geplot het. Maar hulle vermoed die hoeveelheid sterre is meer as 100 biljoen. Niemand weet hoeveel sterre daar is nie. Met die Hubble en James Webb ruimteteleskope het ons agtergekom dat daar sommer baie meer sterre is as wat ons met die blote oog kan sien. Dis presies God se punt. Abraham sou so baie nasate hê dat hy nooit in staat sal wees om hulle te tel nie. Dit is nogal 'n groot belofte om te maak aan 'n ou man met sy ou vrou wat geen kinders gehad het nie en ook geen logiese kans om dit ooit te sien gebeur nie. In die mees bekendste teks in die Bybel vind ons seker in die Nuwe Testament, maar daar is ook 'n bekende teks soos die Johannes 3 vers 16 in die Ou Testament. Dit bevat die eerste duidelike boodskappe van redding in die Bybel. Genesis 15 vers 6. Abraham het die Here toe geglo. Vir die Here was dit goed dat Abraham so op hom vertrou. In die ou vertaling sê hy, en hy het in die Here geglo en hy het hom dit tot geregtigheid gereken. In Hebreë sou die woord glo verband met die woord amen. Om God te glo is om amen te sê op al sy beloftes. Dit beteken om die volle gewig van die waarheid te laat rus op wat iemand gesê of gedoen het. Om God te glo beteken om staat te maak op sy belofte, kom wat wil. Hierdie ou sê het nogal oulik op sy Facebook bladsy. Did you know amen means to so be it, truly, or it is true? It comes from the Hebrew word amen, which expresses firmness, certainty and trust. When we say amen, we're not just ending a prayer, we're saying, I believe this, I agree with this, I trust God with this. That's why we say amen at the end of prayers, creeds and blessings. It's a way of sealing our words with faith. When you say amen, you place your prayer in God's hands. It's an act of surrender. Die woord gereken is 'n term uit die finansiële wêreld wat beteken om krediet toe te voeg tot iemand se rekening. Net soos wat 'n bankier jou deposito aanvaar en jou rekening dan krediteer met die bedrag, so het God Abraham se rekening gekrediteer met geregtigheid weens sy geloof. Die woord geregtigheid staan vir die morele perfeksie wat God verwag van alle mense. Die geregtigheid van God verwag perfeksie. En net perfekte mense sal hemel toe kan gaan. Hy sal jou nie laat deurkom op net 33% nie. As jy nie 100% behaal het nie, sal jy nie deur die deur kan gaan na sy hemelse koninkryk nie. Ons beste pogings skiet dus tekort. Ons het Jesus se perfeksie nodig. En dis hier waar die evangelie eenvoudig sigbaar word. Abraham het alles geglo wat God gesê het. En in reaksie daarop het God sy rekening gekrediteer met perfekte regverdigheid. Dit was meer as 4000 jaar gelede, maar dieselfde beginsel werk vandag nog so. Al wat jy nodig het is om gered te word, is om te glo wat God gesê het omtrent sy seun Jesus Christus. Hy is die seun van God wat aan die kruis in jou plek gesterf het. Hy het opgestaan uit die dood op die 3de dag en die prys betaal vir al jou sondes. Hy is beide jou redder, Here en God. Hy red jou as jy na hom toe gaan. Waar staan jou rekening tans met God? Watter soort rekening het jy met hom? Is jy seker dat jy eendag sal hemel toe gaan as jy te sterwe sou kom? God het alles gedoen wat nodig is om jou te red. As jy nie seker is waar jou rekening tans met God staan nie, moedig ek jou aan om te doen wat Abraham gedoen het, om te glo met jou hele hart wat God gesê het. Aanvaar Jesus as jou enigste hoop van redding. As jy dit sou doen, sal God jou rekening krediteer met geregtigheid. Jy sal bekleed word met die geregtigheid van Jesus Christus. Al sy perfeksie sal
onder jou naam opgeteken word in die boek van die lewe. Alles wat jy kort gekom het, word aan jou gegee. Jy kan dan seker wees dat jy hemel toe sal gaan die dag as jy jou laaste asem op aarde sou uitblaas. Dan kom die tweede belofte vanaf God af. Ek sal jou die land gee. Die eerste belofte te doen gehad met die geboorte van 'n seun, die tweede kom met die belofte van 'n erfporsie, wat die hele land sou insluit. Hierdie tweede gedeelte van Genesis 15 bevat 'n herinnering aan hoe die Here hom gelei het in die verlede. God vertel dan vir Abraham om diere reg te kry vir 'n offerande. God spel dan die besonderhede van die verbond uit wat hy met Abraham gaan maak. Vers 7. Verder het die Here gesê: Abraham, ek is die een wat jou familie destyds uit Ur van die Galdeërs laat wegtrek het. Ek het dit gedoen omdat ek hierdie land vir jou wil gee. Abraham het vinnig gereageer: maar hoe weet ek dit, Here? Hoe weet ek dat alles eendag myne sal wees? Die Here het hom so geantwoord: bring vir my 'n vers, 'n bok en 'n skaapram, almal so 3 jaar oud, en bring ook sommer 'n tortelduif en 'n jong duif saam. Abraham het die diere bymekaar gekry, hulle middeldeur gesny en die helftes teenoor mekaar gesit. Die voëls het hy egter nie deurgesny nie. Die roofvoëls het later op die dooie diere neergesak. Abraham moes hulle heeltyd wegjaag. Teen sononder het Abraham in die slaap geraak. Alles rondom hom het donker geword en hy het baie diep geslaap. In sy slaap het die Here toe vir hom gesê: Abraham, daar's iets wat jy moet weet. Jou kinders sal 400 jaar lank in 'n vreemde land woon en so slawe moet werk. Op 'n dag sal ek egter die nasie straf wat jou kinders so sal laat swaar kry. Daarna sal ek jou kinders met baie besittings uit daardie land laat trek. Abraham, jy sal oud word, en wanneer jy doodgaan, sal hulle jou by jou mense begrawe. 4 geslagte later sal jou kinders weer na hierdie land terugkom. Dan sal die Amorite se tyd kom om oor hulle sondes gestraf te word. Na die son ondergegaan het en dit donker geword het, het daar skielik iets soos 'n rokende vuuroond en 'n vlammende fakkel gekom. Dit het stadig tussen die opgesnyde diere deur beweeg. Verskeie dinge in hierdie gedeelte lyk vir ons vreemd, want dit berus op antieke praktyke wat ons laat frons vandag. Basies maak God 'n formele ooreenkoms met Abraham. Dit word 'n verbond genoem. 'n Verbond was die mees algemene manier om 'n wettige ooreenkoms in die antieke wêreld mee te maak. Omdat geskrewe ooreenkomste nie algemeen was nie, is die meeste ooreenkomste geformaliseer deur 'n seremonie, wat genoem is die opsny of die opdeel van die verbond. Nadat 2 mense saamgestem het oor die inhoud, het die 2 partye diere gebring om geoffer te word. Nadat die ooreenkoms hardop herhaal is die diere geslag en in 2 rye gerangskik. Dan sou die 2 partye hande vat en tussen 2 rye dooie diere deurloop. Dit het 2 dinge veroorsaak. Hulle het saamgestem oor die inhoud van die kontrak en 'n eed afgelê dat indien die terme oortree sou word deur enige van die partye, die oortreder doodgemaak sou word. Hy sou dieselfde lot beleef as die 2 rye dooie diere. Die belangrikste punt van hierdie gedeelte is die feit dat God soos 'n rokende oond in 'n vlammende fakkel tussen die dooie diere deurbeweeg het, terwyl Abraham geslaap het. Daardie feit is opvallend, want dit beteken God neem die volle verantwoordelikheid om die verbond of ooreenkoms te hou. Dis asof God sê: Abraham, gaan vat gerus 'n siesta. Hierdie een is op my. Teoloë noem hierdie verbond die Abraham-verbond. Die belofte het totaal staat gemaak op God se vermoë om getrou te wees, nie hoe Abraham sou reageer daarop nie. Dis die belangrikste verbond in die hele Bybel, omdat dit God se plan bevat om sy seun na die aarde te stuur. Hy neem volle verantwoordelikheid om die mens te red. Toe Paulus later die saad van Abraham beskryf in Galasiërs 3, het hy hierdie verbond 'n gedagte gehad. Hy kon as ware die verbond beskryf as persoonlik, letterlik, sonder enige voorwaardes en ewig. Ons kan dus met vrymoedigheid sê dat hierdie verbond of ooreenkoms vandag nog geldig is. Dan volg nog 'n paar spesifieke beloftes wat die Here maak aan Abraham. Daardie dag het die Here 'n ooreenkoms met Abraham gemaak. Hy het vir Abraham gesê: onthou, aan jou kinders gee ek hierdie land. Alles van die Nyl in Egipte af tot by die groot rivier die Efraat sal hulle sin wees.
Ek gee hulle die lande van die Keniete, die Kenesiete en die Kadmoniete, die Hetiete, die Feresiete en die Refaite, die Amoriete, die Kanaaniete, die Girgasiete en die Jebusiete. Ek gee hierdie land aan jou nasate. Die land sal strek vanaf die Nylrivier tot by die Eufraat. Die stamme wat nou daar woon sal verwyder word. Hulle verloor hulle reg om daar te wees. Dit word jou grondgebied. Iemand het dit so probeer uitbeeld. Party ouens se kaarte is so 'n bietjie groter, sodat dit sommer verskeie lande insluit. As jy die grondgebied wat beloof is aan Abraham vergelyk met moderne Israel, sal jy dadelik die verskil sien. Jy mag dalk wonder omtrent die 10 stamme of volke wat genoem word, die Hetiete, die Girgasiete en al die ander. In die groen gedeelte op die kaart sal jy verskeie van die name herken wat genoem word aan Abraham. As jy geïnteresseerd is, kan jy inligting omtrent hulle vind in enige goeie Bybelse woordeboek. Jy kan selfs vir Google of AI vra om hulle vir jou te plot. Die belangrike punt is om te weet dat niemand van hulle vandag meer bestaan nie. Hulle het almal verdwyn in die stowwerige geskiedenis. Jy kan die aarde deursoek van Bangladesh tot by Berlyn, maar jy sal nie enige Kadmoniete of Kenesiete of Jebusiete opspoor nie. Hulle het vanaf die aangesig van die aarde verdwyn duisende jare gelede. Maar die nasate van Abraham het oorgebly. Hulle is die Jode van vandag, die letterlike fisiese nasate van 'n belofte wat meer as 4000 jaar gelede gemaak is. Ten spyte van die oorloë en kulturele veranderings deur die eeue, ten spyte van baie nasies se pogings om hulle uit te roei, bestaan die Jode vandag nog steeds. Nie eens Hitler kon dit regkry om van hulle almal ontslae te raak nie. Wanneer God 'n belofte maak, hou hy dit. Die bestaan van die Joodse ras na 4000 jaar is seker een van die beste bewyse van die waarheid van die Bybel. Die Jode is vandag hier omdat hy God aan Abraham beloof het om hom 'n groot nasie te maak. Abraham het nie lank genoeg geleef om die vervulling van daardie belofte te sien nie. In hierdie gedeelte verklaar God dat hy sal lewe tot 'n rype ouderdom en dan sal sy nasate 400 jaar in Egipte tyd spandeer. Daarna sal hulle terugkeer na die land en dit in besit neem. Ons lees van daardie gebeurtenis in die boek Exodus. God vertel sy storie deur die geskiedenis. Die Jode is God se uitverkore volk. Niks anders kan die wonderbaarlike oorlewing van die nasie verduidelik deur die eeue heen nie. Dit alles begin met 'n belofte wat God aan Abraham gemaak het 4000 jaar gelede. Hy sou vir Abraham 'n seun gee. Dit bring ons terug na die sentrale punt van die hoofstuk. Hoekom het God so lank gewag om vir Abraham 'n seun te gee? Na al daardie jare het God nog steeds nie sy verwagting van 'n seun ontmoet nie. Abraham was nou al oud, maar hy sou selfs nog ouer word voordat Isak uiteindelik gebore sou word. Hoekom vat dit baie keer so lank vir God om ons gebede te beantwoord? Van al die vrae wat die gelowiges gepla het, is hierdie seker die grootste een. Die vraag omtrent onbeantwoorde gebede. Ons weet dat God vir ons lief is en 'n goeie plan vir ons lewens het, maar hoekom vat God dikwels so lank om ons diepste gevoelvolle gebede te beantwoord? Dear God, when I'm tired of waiting, remind me that patience is just faith stretched out over time. Of in moderne taal, ek is nou op soos ou gemufte brood, moeg geploeg vir die dag. Spurgeon het so gesien, delayed answers to prayer are not only trials of faith, they also give us opportunities to honor God through our steadfast confidence in Him, even when facing the apparent denial of our request. Vanuit hierdie verhaal kan ons dalk 5 antwoorde raak sien. God vertraag sy antwoorde, sodat ons geloof kans kry om te ontwikkel. Hy wil ook in ons die eienskap van vasbyt ontwikkel. Lang vertragings beteken dat wanneer die antwoord kom, gaan niemand anders as God die eer kry nie. Lang vertragings beteken ook dat niemand sal kan twyfel dat dit God was wat 'n wonderwerk laat plaasvind het in antwoord op ons gebede nie. Stories soos die Abraham verbond behoort vir ons hoop te gee vir elkeen wat al gebid het vir jare sonder om 'n antwoord te ontvang. The narrative we tell ourselves in times of waiting can either breed despair or nurture hope. Choose to speak words of faith and hope, knowing that God is working behind the scenes. Jesaja het mooi saamgevat. Wanneer die tyd reg is, sal ek die Here dit laat gebeur. God se antwoord vir Abraham se vrees en moedeloosheid is nie 'n argument of 'n formule nie, maar 'n persoon.
Dis hoekom hy vir Abraham sê, moenie bang wees nie, ek is jou skild. God self is die finale antwoord vir elke vrees wat in die mens se hart sou opduik. Het jy ooit gewonder hoekom God homself noem by die naam ek is, of Jahweh in die Ou Testament? Sekerlik het dit te doen met sy ewige bestaan, maar daar is ook 'n persoonlike aanmoediging in die naam. Wie is God vir jou? Volgens sy naam is hy die inhoud van enigiets wat jy ook al op hierdie oomblik nodig het. Ek is jou krag, ek is jou moed, ek is jou gesondheid, ek is jou hoop, ek is jou voorsiener, ek is jou bewaarder, ek is jou verlosser, ek is jou vergifnis, ek is jou vreugde, ek is jou toekoms. In kort sê God vir ons, ek is wat jy ook al nodig het wanneer jy dit ook al nodig het. Ek is die God wat genoegsaam is vir jou vir elke krisis. So hoe kan ons aanbeweeg vanaf vrees na geloof? Hoe kan ek aanskuif vanaf moedeloosheid na vaste vertroue? Kan die Here dalk ingryp in my lewe? Dalk kan ons 'n paar waarhede waarneem in die proses. Vrees fokus op die verlede. Geloof fokus op die nou. Fear is what if, faith is even if. 'n Predikant ontmoet eendag 'n vrou wat geworstel het met persoonlike sake van vrees en twyfel. Sy was angsbevange as sy gedink het aan sekere mense en hoe dinge moontlik gaan uitwerk in haar lewe. Hulle het daaroor gesels tot haar in die oë kyk en vra, dis tyd om aan te beweeg vanaf vrees na geloof. Is jy gereed om saam met my te beweeg? Sy het huiwerig geglimlag en ja geantwoord. Hulle het saam gebid en God se belofte aan beskerming hulle eie gemaak. Van toe af kon die vrou goed slaap, want sy was nie meer gefokus op haar vrese nie. Abraham se verlede het oor en oor gesê, jy het nie 'n seun nie. Die teenwoordige tyd van nou dieselfde ding gesê. Sy enigste hoop het gelê in die beloftes van God vir die toekoms. Solank as wat hy teruggekyk het, sou hy nooit genoeg geloof hê om in God te glo nie. Sy enigste hoop was om 'n tree te gee na die toekoms, te vertrou dat God in staat is om sy beloftes te hou. Tweedens, geloof beteken om God se tydsberekening te vertrou, nie jou eie nie. So baie van ons worstelings met vrees begin hier. En diep daar binne is ons bang dat God dalk 'n foutjie gemaak het in sy versorging van ons. Soos Abraham het ons gewag en gewag, soms vir jare aan een. Selfs al het ons verskeie antwoorde op gebed gesien, is daar die een ding waaroor of waarvoor ons wag nog nie vir ons gegee nie. Daar's mense hier wat getrou elke week bid vir 'n geliefde om tot bekering te kom. Party skryf selfs hulle gebede uit vir 'n ongeredde man of vrou of kind. Week na week word daar getrou gebid daaroor. Waar is God dan? Hoekom antwoord hy dan nie die hartstoglike gebede van sy kinders nie? Is jy moeg gewag vir God om in te gryp? Is jy moeg geploeg? Trust in God's timing. It's better to wait a while and have things fall into place than to rush and have things fall apart. Van die baie antwoorde wat mens kan noem, is die een antwoord dat God se tydsberekening en ons tydsberekening dikwels verskillend is. Iemand vra die groot vraag, is God in beheer of is God nie in beheer nie? As God in beheer is hy nooit te vroeg nie, maar ook nooit te laat nie. Hy is altyd presies op tyd. God se skedule is perfek en sy tyd waarop hy antwoord is perfek. Nooit te vroeg nie, nooit te laat nie. Hy vergeet nooit nie en is altyd betyds. En derdens, geloof groei deur God te glo ten spyte van jou omstandighede. Partykeer maak ons omstandighede dit vir ons maklik om in God te glo. Ander kere beleef ons groot worstelings daarmee. Iemand wat gediagnoseer is met kanker, sy toekomsmoontlikhede het nie baie goed gelyk nie. Hy bedank almal wat vir hom kom bid en voeg dan by, ongeag wat gaan gebeur, ek vertrou op die Here. Dis Bybelse geloof wat uitstyg bo omstandighede en vasklou aan die ewige beloftes van God. Never hold on to anything tighter than you're holding on to God. Hou vas aan God, selfs al voel dit vir jou of hy onder die omstandighede nie vir jou vashou nie. C.S. Lewis skryf, faith is the art of holding on to things in spite of your changing moods and circumstances.
Geloof is om gehoorsaam te wees aan God, een tree op 'n slag. Dis 'n keuse tussen ons beperkte insig en kennis en God se onbeperkte kennis en mag. Dis 'n beginsel wat maklik vergeet word deur hulle wat sê dat hulle God se wil vir hulle lewens soek. God het 'n kind beloof en Abraham was angstig om die vervulling van daardie belofte te sien. So wat het God hom beveel? Kry 'n klompie diere reg vir offerande. Abraham het geen idee gehad wat dit met 'n baba te doen het nie. En God het hom ook niks meer vertel nie. Maar Abraham het nou 'n keuse gehad. Hy kon kies om gehoorsaam te wees aan God, die diere bymekaar te kry en hulle gereed te kry vir offerande, alhoewel hy geen idee gehad het van hoe dit verband kan hou met sy behoefte aan 'n seun nie. Of hy kon verder argumenteer met God, of hy kon sake in eie hande neem. En Dawid stel dit mooi: vind jou vreugde in die Here, en hy sal jou gee wat jou hart begeer. Laat jou lewe aan die Here oor en vertrou op hom, hy sal sorg. Hoe dikwels struikel ons nie oor hierdie ding nie. Ons hak vas by wat ons môre wil sien, so dit is miskyk wat God vandag vir ons wil doen. Maar totdat ons gedoen het wat God van ons vra om vandag te doen, sal ons nooit voorbereid wees vir wat hy môre vir ons wil doen nie. Omdat 99% van die lewe maar net gewone routine is dit dikwels dieselfde ding oor en oor elke dag. Tog in die routine is God besig om 'n onsigbare patroon te weef wat vir ons eendag sal lei in 'n nuwe rigting. Geloof beteken om die eerste tree te neem waar dit ook al is en met God te wandel waar ook al hy jou heen lei. Partykeer maak dit logies sin, ander kere glad nie. Maar ons moet steeds daardie tree neem as ons God se wil gaan doen. Kan jy vir God vertrou? Alles in hierdie hoofstuk kom neer op hierdie eenvoudige vraag: kan God vertrou word? Vir baie van ons sal dit seker die belangrikste vraag van die lewe wees. Is God nog goed? En kan hy vertrou word om te doen wat reg is? As die antwoord ja is, dan kan ons die lewe vierkantig in die oë kyk, ongeag wat kom. As die antwoord nee is, dan is ons niks beter daaraan af as mense wat geen geloof het nie. As die antwoord nee is, of ek is nie seker nie, dan het jy geen geloof nie. 'n Ou vertel hoe sy vertroue in God getoets is. 22 jaar gelede toe my pa sterf, het ek van aangesig tot aangesig gekom met die onbeantwoorde vraag van die lewe. Ek het nie geweet hoekom so 'n goeie man moes sterf op die ouderdom van 56 nie. Of hoekom hy my ma en haar 4 seuns agtergelaat het sonder 'n man en pa nie. Ek het geen idee gehad oor wat God besig was om te doen nie. In die jare sedertdien het ek baie dinge geleer omtrent die lewe, maar ek moet bieg dat ek steeds nie verstaan het hoekom my pa dood is nie. Dit maak nie enigstens meer sin vandag as toe nie. Ek is wel ouer en wyser, maar vir daai een vraag wat regtig saak maak, het ek geen antwoorde nie. Maar ek het geleer dat geloof 'n keuse is wat ek maak. Partykeer kies ek om te glo op grond van wat ek sien, ander kere kies ek om te glo ten spyte van wat ek sien. Soos ek kyk na die wêreld rondom my, is daar baie dinge wat misterieus en onbeantwoord bly. Maar as daar geen God is nie, of as hy nie goed is nie, dan maak niks meer sin nie. Ek het gekies om te glo, omdat ek moet glo. Ek het geen ander keuse nie. Ek het geleer deur my trane dat my enigste hoop en vertroue in God is en God alleen. Ek weet nie hoekom my pa dood is nie, maar ek het besluit om te glo dat God goed is en vertrou kan word, ongeag wat gebeur. As ek nie dit sou glo nie, sou ek nie die krag gehad het om op te staan uit die bed elke oggend nie. Baie van ons het al gehoor van Hudson Taylor, die sendeling wat die China Inland Mission gestig het, meer as 100 jaar gelede. Tydens die vreeslike dae van terreur tydens die Bokserrevolusie, toe sendelinge doodgemaak en gevang is, het hy deur soveel pyn in sy siel gegaan, dat hy omtrent nie kon bid nie. In sy joernaal het hy sy geestelike toestand so beskryf: ek kan nie lees nie, ek kan nie dink nie, ek kan nie bid nie, maar ek kan vertrou. Daar sal tye wees dat jy nie die Bybel kan lees nie. Partykeer sal jy nie eens jou gedagtes op God kan fokus nie. Dikwels sal jy nie eens kan bid nie, maar in daardie oomblikke wat jy niks anders kan doen nie, kan jy steeds vertrou in die liefdevolle wil van ons hemelse Vader. Moenie vrees nie, moenie moedeloos word nie. Niemand weet wat die dag van môre gaan bring nie. Wie weet of jy dit gaan maak deur hierdie week. Maar God is getrou om elkeen van sy beloftes te hou.
Niks sal met jou gebeur, tensy dit eers deur die hande van God gefilter is nie. As jou pad donker lyk, hou aan met glo. Sy oog is op jou, en ek weet, hy sorg vir jou. To trust God in the light is nothing, but to trust him in the dark, that is faith. En Here, selfs al verstaan ek nie wat aangaan nie, en selfs al sien ek nie antwoord op my gebede nie, kan ek steeds op U vertrou. U bly dieselfde gister, vandag en môre. U paai is reg en U wil is goed. Dankie dat ek my oë op U kan rig, selfs al bots dit met alle logika en omstandighede. Ek kies om U te vertrou. Amen.